Ons verhaal oor die boek Handelinge gaan verder. Nou onthou die vorige keer dat ons in Handelinge 4 gelees oor die eienskappe van die eerste gemeentes. Het ons nou gesê, daar was eensgesindheid en mededeelsaamheid tussen hierdie eerste gemeentes. Nou is dit interessant hoe ons gelees het hoe iemand soos 'n Josef, 'n Jood van Siprus, ook deel geword het van die gemeente van Jesus Christus en ook sy eiendom verkoop het en die geld vir die kerk gebring het, dat dit uitgedeel kan word, dat almal genoeg kon hê. Josef was 'n voorbeeld van 'n goeie lidmaat. Maar nou kry jy mense ook in die boek Handelinge verhale van negatiewe voorbeelde, van mense wat deel was van die gemeente. So kry jy mense in Handelinge 5, 'n verhaal van Ananias en Safira, wat ook wil illustreer, die gemeentes was nie perfek nie. Almal wat deel geword het van die eerste gemeentes was nie perfekte gelowiges nie. Daar was ook mense met tekortkominge en leemtes en foute wat deel geword het van die gemeente. Ons lees in Handelinge 5, die eerste aantal verse, hoe Ananias en Safira ook besluit het om soos die ander gelowiges ook hulle eiendom te verkoop en dan die geld vir die gemeente te gee, sodat die geld aan almal uitgedeel kan word en op so 'n manier niemand tekort kom nie. En dan doen Ananias en Safira so, hulle bring die geld vir die gemeente, maar wat hulle nie sê nie, is dat dit nie die volledige verkoopprys was wat hulle vir die gemeente bring. Hulle het besluit om 'n deel van die geld agter te hou en vir hulle self te hou, net om seker te maak dat hulle daarom nog so 'n bietjie 'n gemaklike aftreegeldjie het. Maar hulle bring die geld vir Petrus en sê vir die gemeente, hierdie is al die geld wat ons vir die eiendom gekry het. As Ananias dan opdag by Petrus en geld bring, dan vra Petrus vir hom, want Petrus weet van die gekonkel, sê Petrus vir hom, is hierdie al die geld? En as Ananias sê, ja, verseker, dit is die volle verkoopprys, dan berisp Petrus vir Ananias en stel vir hom, jy's besig met 'n nare ongelowige daad van leuns. Jy lieg vir God, sê Petrus vir Ananias. En daar op die plek val Ananias morsdood neer. 'n Aantal ure later, lees ons, kom sy vrou Safira by die gemeente aan en sy vra nou waarskynlik waar is haar man, en as Petrus haar sien, dan vra hy vir haar, is hierdie die volledige verkoopprys? En sy sê ook, ja, presies, dis al die geld hierdie. Dan verduidelik Petrus vir haar, hoekom het hulle albei dan nou, Ananias en Safira, ooreengekom om vir God te jok? En dan val sy ook morsdood neer. 'n Verskriklike straf vir so 'n oortreding, 'n leuen om oor die verkoopprys van hulle eiendom te jok. As mens dit mooi wil analiseer, kan mens vra, so wat was hulle eintlike oortreding? Waarom het hulle dan nou so 'n verskriklike straf ervaar om op die plek dood neer te val? Natuurlik is hulle eerste oortreding hierdie leuen waarvan Petrus gepraat het. Hulle het nie nodig gehad om hulle grond te verkoop nie. Hulle het dit vrywillig gedoen. Hulle kon met die geld maak net wat hulle wil. Maar nou om dit so alles vir die gemeente te kom gee en dan nog daaroor te jok, dit was verkeerd. 'n Leuen teenoor God. Maar dit was ook 'n tweede oortreding. Waarskynlik, wie weet, wou Ananias en Safira ook hê die gemeente moet dink, wat se wonderlike gelowige mense is hulle nie. Dalk wou hulle gehad het dat die gemeente hulle eer en roem vir hierdie weldaad van hulle om so alles wat hulle gehad het te verkoop en die geld vir die gemeente te bring. Dat wie weet, dalk sou die gemeente die heeltyd gepraat het oor hoe wonderlik en dierbaar Ananias en Safira was. Die tweede oortreding, hulle soeke na roem en eer. Maar daar is ook 'n derde oortreding. Ananias en Safira tree ongelowig op. Hulle so 'n deel van die geld vir hulle self terughou, hulle besig om in ongeloof nie op God te vertrou nie. Hulle reken maar, ons moet daarom nou 'n plan vir onsself maak om self aan die lewe te bly, self aan die gang te bly met 'n stukkie van die geld. Hulle vertrou nie God volledig. Die ironie is, Ananias en Safira behoort aan 'n gemeente waar gelowiges na mekaar omsien. God bring dit in gelowiges se harte om alles wat hulle het met mekaar te deel. Ananias en Safira sou nooit tekort gekom het. In hierdie gemeentes het hulle vir mekaar gesorg. In hulle ongeloof vertrou hulle nie op God nie en maak hulle eie planne vir hulle self te sorg.
Ja, leuns, soeke na roem en ongeloof was Ananias en Safira se oortreding. Stel jou voor, ek en jy maak nou ons eie planne en vertrou nie op God nie. Is ons net so skuldig aan sulke ongeloof soos Ananias en Safira? Ons kan maar op God vertrou. God sorg vir ons. Kom luister 'n volgende keer verder na